Môre sê, woensdagoggend kuiertyd. Hande fascineer my. Teens Jordaanse lied, Hanne, was vir my nogal 'n lied wat ek graag oor en oor geluister het. Net die vraag om te sê, hierdie twee hande van my, waar kom hulle vandaan? En dan hoe hy in die lied, wat hierdie twee hande van my kan doen, hoe hy dit verwoord, was vir my kosbaar. So ja, ek kyk graag na hande, en ek probeer myself indink, wat 'n pad het daai twee hande van iemand in die lewe gestap. Ek en Mariaan was die laaste week so vir 'n wegbreekie, en terwyl ons daar was, het ons 'n masseringssessie bygewoon. En ons het vir mekaar gesê, sjoe, dit is 'n ongelooflike goeie prys, ons kan dit amper nie glo nie. Toe ons instap, besef ons maar hier is twee dames, wat regtig waar net die basiese toerusting het. Die twee bens en dan het sy sommer haar selfoon gebruik om vir ons musiek aan te sit. Teenoor ander kere wat ons by plekke was wat so gesofistikeerd was, waar jy 'n kleurkaart kry voor die tyd, waar jy die lig kies en saam met die lig wat jy kies, kom 'n bepaalde soort musiek. Hier was dit doodgewoon, die hande wat gepraat het. En na 'n bietjie meer as 'n uur het ek en Mariaan vir mekaar gesê, sjoe, waarskynlik een van die beste belewennisse wat ons nog ooit gehad het. Ten spyte van 'n baie nederige, kom ons sê, opset. En ja, ek dink dis die groot ding hier in die stad. Dit wat rondom iets gebou word. Die setting, om dit so eksklusief en buitengewoon te maak as wat jy kan. Die hartseer is, op die einde van die dag gaan dit oor twee hande, en wat daai hande kan doen met die kuns van massering. Maar hande is ook in die Here se woord 'n belangrike faset. Die Here vorm my en jou kunstig in die moederskoot deur sy hande. Aan die kruis word sy hande vir my en jou deurboor. By die meer het hy die skare gevoed deur met sy hande die brood te breek en die vis te vermeerder. Met sy hande het hy vir ons die laaste maaltyd ingestel. Met sy hande het hy voete gewas. So sy hele bediening was gebruik sy hande. En dit het my, Mariaan, laat nadink oor ons eie hande. Wat ons daarmee doen? Ons het weer Teens se lied gaan luister rondom hande. En 'n mens het net besef, die hande is veel meer as twee liggaamsdele. Dis letterlik instrumente wat die Here in my en jou lewe plaas, wat hy wil gebruik. En dit laat 'n mens baie dink. Here, dankie dat u hande onlosmaaklik deel is van ons lewens. U hande ons vorm in die moederskoot. U hande ons aan die kruis vrygemaak het. Ja, Here, en so het ons twee hande van u ontvang om te gebruik. Lei ons, Here, deur die Gees om ons hande so te gebruik dat dit instrumente kan wees van u. Instrumente van liefde, van harde werk, van toewyding, van versorging. Ja, Here, gebruik ons hande soos u dit wil gebruik. Amen. Uitdaging vir die week. Spandeer 'n bietjie tyd met jou hande. Vra jouself die vraag af, watter gawes en talente het die Here vir my gegee, wat deur hierdie twee hande van my in hierdie wêreld gestalte moet vind. Laat jou gedagtes bietjie verder gaan oor hoe die wêreld dit rondom hande verpak, dit beter, dit mooier, meer eksklusief wil maak. En dink na oor die groot vraag. Die hande wat die Here vir my gegee het, waarom is dit nie genoeg nie? Hoekom gebruik ek soos hy nie net die twee hande wat ek het nie? En ek dink dan, vra dat die Here deur sy Gees vir jou sal lei. Kies iets of iemand wat jy nog in hierdie week wil doen met jou hande, waar jy uiting gee aan iets wat die Here in jou gegee het, of dit
gewoon is om net iemand aan te raak, of dit vir iemand iets te gee, of vir iemand iets te doen. Hoe baie van ons het nie die gawe sommer net om 'n handyman te wees, en net te sê, ek is vandag hier, ek weet jou kraan lek al 3 jaar, maar vandag gaan ek hom vir jou regmaak. Kom ons gebruik ons hande hierdie week. Ek groet jou. Totsiens.